Welkom by die Sepkaas, waar ons dieper kyk, groter vrae en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Efesiërs 4 vers 13 tot 15 sê, dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer omgewaai of weggewaai word deur die wind van elke ding wat hulle verkondig nie. Nee, ons sal, terwyl ons in liefde by die waarheid bly, in alle opsigte groei na Christus toe. Daar's 'n vreemde ironie in die moderne wêreld. Nog nooit het mense soveel toegang tot kennis gehad nie. En tog was daar nog nooit soveel verwarring nie. Ons kan binne sekondes enigiets opsoek. Ons kan enige mening hoor. Ons kan kies uit duisende stemme. En tog voel baie mense meer onseker as ooit. Miskien omdat ons volwassenheid verkeerd verstaan. Ons dink volwassenheid beteken dat niemand meer vir my kan sê wat om te doen nie. Ons dink dit beteken onafhanklikheid, selfstandigheid, om my eie waarheid te skep, om niemand nodig te hê nie. Maar Paulus gebruik 'n heeltemal 'n ander beeld. Vir hom is geestelike volwassenheid nie die vermoë om sonder leiding te leef nie. Dis die vermoë om nie deur elke nuwe idee, elke nuwe modegier of elke nuwe emosie rondgeslinger te word nie. Dis stabiliteit, dis onderskeiding, dis die vermoë om te groei. Dis interessant dat Jesus nooit disippels geroep het met die woorde, kom, wees onafhanklik nie. Hy het gesê, volg my. Want volgens Jesus is volwassenheid nie die afwesigheid van gesag nie. Dis die ontdekking van die regte gesag. Ons leef in 'n kultuur wat glo dat vryheid beteken dat niemand vir jou mag sê wat goed of verkeerd is nie. Maar ironies genoeg word mense wat aan niemand behoort nie, uiteindelik deur iets anders beheer. Prestasie, geld, vrees, goedkeuring, ambisie, emosies. Die vraag is dus nooit of jy iemand of iets sal volg nie, die vraag is, wie? Ware volwassenheid begin die dag wanneer 'n mens nederig genoeg word om te sê, ek weet nie alles nie, ek sien nie alles nie, ek het ander mense nodig, ek het God se wysheid nodig. En dis waarom die nommer 1 netwerk vir jou lewe nie bloot 'n slagspreuk is nie. Ons glo dat God mense vorm deur mense. Ons groei nie alleen nie, ons onderskei nie alleen nie, ons word nie alleen genees nie. En miskien is die grootste teken van geestelike volwassenheid nie dat jy al die antwoorde het nie. Miskien is dit dat jy genoeg geleer het om leerbaar te bly. Want volwassenheid is nie jou eie pad om jou eie pad te vind nie. Dit is om te leer wandel saam met die een wat reeds die weg is. Tot môre, mooi loop.